Ons miskien sien, is die enige iemand wat vanoggend vir die heel eerste keer by ons is? Enige iemand? Hier is 2 dames, baie welkom. Hier is sommer net ook vir u 'n verwelkomingsbriefie. Daar agter, baie welkom. Maar baie welkom, dis lekker om u te hê. Mag die Here ook vir u aanraak vandag en mag die Here ook u vanmôre net beleef die teenwoordigheid van die Here. Die Here is God, hy is koning, hy is hier en kom ons gee vir die Here vanmôre die eer en die lof wat hom toekom. Amen. Amen. En dan met die eerste lied gaan ons ook die offerhande opneem. So kom ons gee vanmôre met 'n blymoedige hart. Nie net ons finansies nie, maar kom ons gee ons lofprysings ook vir die Here met blymoedigheid en met dankbaarheid. As ons terugkyk na die jaar, die Here was goed vir ons. Ons lewe, ons is hier. Hy was so goed, hy het voorsien vir ons, hy het ons gehelp, hy het ons deurgedra. So kom ons gee vanmôre vir die Here die eer en die lof en die aanbidding wat hom toekom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dis 'n voorreg vanoggend om in die huis te wees. Dis 'n voorreg vanmôre om U vrylik te kan dien. Dis 'n voorreg, Here, om U te kan loof en prys en om U kind genoem te kan word. En vanoggend wil ons vir U sê dankie, Here, dat ons U gevind het en dat U ons gevind het. Here, dankie dat ons 'n verhouding met U kan staan en dat ons kan weet, Here, U gee om vir ons. Vader, ons wil hierdie hele diens in U hand sit. Heilige Gees, neem beheer van ons gedagtes, neem beheer van alles wat U gaan gebeur vanmôre. En Here, word U verheerlik vanoggend. Deur elke woord, deur elke gebed, deur elke aanbidding word verheerlik. Here, ons bring vir U eer en hulde en lof en dank. En dankie Here ook dat ons tiendes en offergawes vir U kan bring vanmôre. En ek bid, Vader, dat U vir elkeen 'n groot oes sal gee, Vader. Dankie Here dat U woord sê dat wanneer ons tiendes en offers vir U bring, dan sal U ook die skatkamers van die hemel oopmaak. En Here, U sal die sprinkaan van ons af weghou. So Here, dankie dat U so getrou is aan U woord. Vader, ontvang ook ons lof en ons dank vanmôre. Ons wil vanoggend vir U 'n lofoffer bring. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Goeiemôre ook van die musiekspan af. Nou ja, nou gaan ons die Here se naam groot maak, maar ek wil net gou vir julle een ding sê. As ek dalk, maybe, in 'n hoesbytjie ingaan, dis nie deel van die liedjie nie. Moenie agter my aangaan nie, sing die liedjie, hou by hom asseblief. Alright, staan asseblief, we gaan ons die naam van die Here groot maak. Believe what the Lord has done in me.
buig vanmôre voor U, die Heer van die leerskare. Ons buig vanmôre voor U, Jesus, die koning van al die konings. U alleen is God. En ons buig voor U, Here. Lord, there's none like You. Here, daar's niemand soos U nie, Vader. Want U is getrou, U is liefdevol, Here, U is rein, U is heilig. Here, U is die almagtige God, by U is alles moontlik. Here, U is die groot geneesheer. Here, U is ons beskermer. U is die God wat wonderwerke doen. Here, ons verhoog U vanmôre as Heer, as God, as die almagtige. Kom ons sê net vanoggend vir Here, wie is Hy vir jou? Sê vanoggend vir Here, wie is Hy vir jou? Sê dit vir hom vanmôre. Halleluja, Here. Karabashana rabitu rubukushikia. Here, Rabashana bitos. Here, He's my friend. He's my raadsman. He's my toevlug. He's my skuilplek. He's my sterkte. He's my krag. Kayanta vitos. Here, sonder U is ek niks. Here, sonder U kan ek niks doen, Here.
Here, ons bely vanmôre, Here, ons het U nodig, Here. Ons het U nodig. En ons buig voor U, die almagtige God. Ons loof U. En ons aanbid U. En ons verheerlik U naam. Halleluja. Halleluja. Here, word verheerlik vanmôre. Halleluja. Raak vanmôre elke een aan. Dat elkeen die warmte van die liefde ervaar. Die warmte van die teenwoordigheid beleef. Here, sal U vanmôre vrede gee vir die wat nie vrede het nie. Sal U vanmôre troos die wat vertrooste nodig het. Sal U vanmôre genees die wat gebroken is van hart en gebroken is van liggaam. Sal U vanmôre kom stil staan by elkeen en ons aanraak. Ons eer U, Here. Ons eer U. Halleluja. Dankie dat U nou dit doen, Here. Ons prys U naam. Word verheerlik deur U woordverkondiging. Here, dat U woord vanmôre, U waarheid vanmôre reggesny sal word. En dat U woord wat skerp is as 'n tweesnydende swaard in ons harte sal inbring vanmôre. Heilige Gees, gee vir ons vars openbaring vanoggend. En word verheerlik, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Baie dankie, die musiekspan. Ek kan die Bybels oopmaak by Handelinge 13. Ek wil vanmôre met u gesels oor 'n verhouding met die Here wat God behaag. 'n Verhouding met die Here wat God behaag. Nou, as ek vanmôre dalk vir u vra, opsteek. Maar as ek volgende vir jou vra, het jy 'n verhouding met die Here wat God behaag? Dan moet ons dalk vanmôre bietjie dink daaroor en stil staan daaroor. Julle weet Johannes 1:12 sê dat die wat Jesus Christus in hom glo en hom aangeneem het God die reg gegee om sy kinders genoem te word. En wanneer ons Jesus aanvaar, dan word ons sy kinders. En om 'n verhouding te hê, is om 'n verbintenis te hê. En almal van ons het 'n pa en 'n ma. Of hulle leef nie meer nie, maar die feit dat ons hier is, het ons almal 'n pa en 'n ma gehad. Of nog steeds vandag. Maar die feit dat ek 'n pa en 'n ma het, sê nie dat ek in 'n goeie verhouding met daai pa en ma staan nie. En vanmôre wil ek hê ons moet fokus op 'n verhouding met die Here wat God behaag. En ek wil hê ons moet lees uit Handelinge 13. En vanmôre wil ek fokus op Dawid se verhouding met die Here. Ek wil fokus môre op Dawid se verhouding met die Here. Nou, ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor Dawid, maar spesifiek fokus op Dawid se verhouding met die Here. Die woord sê die Here self getuig. Handelinge 13 sê die Here self het getuig dat Dawid 'n man na God se hart is. En wanneer mens kyk na Dawid se lewe, en ek wil u aanmoedig om weer Dawid se lewe te gaan bestudeer. Toe ek weer sy lewe so lees, dit is asof 'n mens net besef, hy het 'n besonderse verhouding met die Here gehad. En hy het 'n besonderse manier gehad hoe hy met mense gewerk het. En hy was altyd goed vir ander, selfs vir sy vyande. Maar alles het gevloei uit sy verhouding met die Here uit. Uit 'n vrees vir die Here. Nou, as ek praat van die vrees van die Here, dit is nie 'n vrees om te sê, dit is
Spreuke sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En wysheid begin met die dien van die Here. En dan sê hy verder, die vrees van die Here is om af te wyk van die kwaad en te doen wat goed is. En Salomo, Dawid se seun, sê dit, en ek dink baie uit sy pa se lewe geleer. Maar kom ons fokus op Dawid se verhouding met die Here. Want Dawid het 'n verhouding met die Here gehad wat God behaag het. Anders sou hy nie genoem word 'n man na God se hart nie. So kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk Dawid se verhouding met die Here. En dan wanneer ons kyk na hom, dan moet ons onsself ook afvra, Dawid se verhouding lyk my verhouding met die Here ook so. So kom ons kyk. Nou, eerstens, Dawid het gesmag na die Here. Psalm 63 vers 2 sê, O God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Dis moontlik dat Dawid hierdie Psalm skryf toe in die woestyn is, maar hy sê, my siel dors na U en my vlees smag na U. As ek praat van jou siel, dan jou siel bestaan uit jou emosies, jou wil en jou verstand. So Dawid sê eintlik met my hele wese smag ek na U. Ek smag om die liefde te beleef. Ek smag om die vrede te ervaar. Ek smag die teenwoordigheid, die vreugde. Ek smag na U wil. Ek smag na U met my verstand. Psalm 119, waar Dawid sê, Here, ek het U wet lief. Ek oordink U wet. En dan sê hy ook, my vlees smag na U. So Dawid smag na die Here. Psalm 119 vers 81. My siel smag na U heil, op U woord wag ek. Daai woordjie heil beteken verlossing. Dawid sê, Here, ek smag na U heil. Dan sê hy in vers 82 van Psalm 119, my oë smag na U belofte, en sê, wanneer sal U my vertroos? Dawid het 'n smagting en 'n begeerte om met die Here te wees. Hy het 'n begeerte om in die teenwoordigheid van die Here te kom. En as ek vanmôre vir u vra, het u 'n begeerte na die Here? Het u 'n smagting na die Here? Want as ons 'n smagting het na die Here se teenwoordigheid, gaan ons nie kan wag om met hom alleen tyd te spandeer nie. So ons moet onsself meet vanmôre, hoe lyk my smagting na die Here? Hoe lyk my begeerte na die Here? Dawid oordink die werke van die Here. Psalm 8, hy sê, o Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemele. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek. En dan dink hy in Psalm 139, hy sê, Here, U het my wonderbaarlik aan mekaar gewewe. Want daaroor dink hy ook, want onthou ons as mense is ook die werk van die Here. So Dawid oordink die werk van die Here. Oordink ons die werk van die Here. Psalm 73 vers 28 gaan sê Dawid, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here het ek my toevlug gestel om al U werke te vertel. Psalm 104 vers 24. Hoe talryk is U werke, o Here. U het hulle almal met wysheid gemaak. Die aarde is vol van die skepsele. Dawid vertel van die werke van die Here. Dawid oordink die werke van die Here. Oordink ons die werke van die Here. Dawid ken die Here. Hy ken die Here. As ons weer eens sy psalms lees, dan sien ons dat hy ken die Here. Hy sê byvoorbeeld in Psalm 27 vers 1, dan sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vervaard wees? Die Here is my toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? In Psalm 31 vers 5 dan sê Here, U is my toevlug. Psalm 18 dan sê Here, U is my rotsvesting, U is my bergvesting, U is my redder. In Psalm 89 vers 20 tot 27 is 'n psalm wat hier van die Lewiete geskryf is, maar dit verwys van vers 20 tot 27 na Dawid en dan sê dit dat hy sal die Here Vader noem. Dawid
ken die Here. Hy ken God as Vader, as herder, as vriend, as raadsman, as toevlug, as verlosser, as die Allerhoogste. Ken u die Here? Ken u die Here persoonlik as u vriend? Ken u die Here persoonlik as u herder? Ken u die Here persoonlik as u verlosser? As die een op wie u kan staatmaak, die een na wie u kan kyk. Wat is die Here vir u? Wie is die Here vir u? Ou Dawid prys die Here en hy aanbid die Here. As 'n mens die Psalms lees, dan sien 'n mens hoeveel lof wat Dawid aan die Here bring. 1 Kronieke 16 is ook 'n loflied wat Dawid self geskryf het. Dawid verlustig hom aan die Here. Hy sê self in Psalm 37 vers 4. Hy sê verlustig jou in die Here en hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Dawid verlustig hom in die Here. Verlustig kan ook vertaal word met verloor. So Dawid verloor homself in die Here. Mense sien dit waar hy dans voor die ark. Hy gee nie om wat die mense dink nie. Hy dans voor sy koning. Hy dans voor sy God. Hy prys en aanbid sy koning. Hy het 'n behaag in die Here. Selfs met musieksinstrumente. Psalm 43 vers 4. Dan sê Dawid dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Dawid loof die Here met musiekinstrumente, met die siter, met die harp. En verder doen hy dit met blydskap. Wanneer ons die Here loof en prys, doen ons dit met blydskap. Of doen ons dit met, ek sing nou net omdat ek moet sing. Maar, as ons besef hoe wonderlik die Here is, dan sit hy 'n vreugde in ons hart, en dan kan ons met blydskap die Here loof en prys en aanbid en voor hom jubel. In 2 Samuel 6 vers 5 dan sê dit, en Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerlei instrumente van siprushout, naamlik met siters, harpe, tamboeryne, bekkens en simbale. Daar's een plek waar dit staan, wat Dawid in die huis van die Here 'n klomp leviete aangestel het, om voor die Here lofprysings te bring. En dan was al leviete wat trompette voorgegee is, en hulle moes trompette blaas voor die Here. So Dawid prys die Here, Dawid aanbid die Here. 1 Kronieke 23 vers 5 is die skrif waar die woord sê dat Dawid het 4000 poortwagters en 4000 lofsangers tot eer van die Here, met instrumente wat hy opgewek het, om lof te sing vir die Here. 4000 lofsangers. Nou, ek weet nie of hulle beurte gemaak het nie, maar kan julle imagine hoe klink 4000 lofsangers gelykertyd? Die siter, die trompet, dalk moet ons dit eendag probeer hier, Werner. Ons gaan nie 4000 mense hier inkry nie. Maar Dawid het 'n hart om die Here te prys. Dawid gee ook vir die Here dank en eer vir oorwinnings in sy lewe. Gee ons vir die Here dank en eer vir oorwinnings. Of sê ons maar net, nee, ek het dit gedoen. Dis met die Here se krag wat ons oorwinning kry. Dis met die Here se hulp wat ons kan leef en asemhaal. Psalm 138 vers 8. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Maar Dawid sê die Here sal dit vir my volëindig. Dawid gee vir die Here dank vir hy erken dat die Here is wat vir hom help, dat die Here is wat vir hom deurkom. Psalm 145 is net so mooi loflied van Dawid. Nou, ek gaan nie die hele een lees, ek gaan net so 2 verse of so. Hy sê, o my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en U naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Dawid sê, elke dag wil ek die Here loof en prys. Aanbid ons die Here en prys ons hom elke dag. Of net wanneer ons in die kerk is. Ons moet hom elke dag loof en prys en aanbid. Al is hy dalk by die skorrelgoed besig, of is hy besig om die gras te sny, of is hy besig om die kar te ry, prys die Here, aanbid hom. En sê vir hom dankie en erken dat dit die Here is wat aan ons goed doen. 1 Samuel 30 vers 23 en 24, maar daai een deeltjie dan sê Dawid met wat die Here ons gegee het. Dawid erken dat die goeie wat hy het, kom uit die hand van die Here. Dis is Jakobus 1 vers 17 wat staan, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk
kom van die Here af. En daarom kom die Here die eer en die dank en die lof toe vir elke goeie wat aan ons gegee is. Amen. Verder, Dawid stort sy hart voor die Here uit. Psalm 62 vers 9 en sê, ek stort my hart voor U uit, Here. Dawid is nie bang om vir die Here te sê hoe hy voel nie. Daar sekere psalms, dan sê hy, Here, ek is bang en benoud, nogtans sal ek nie vrees nie. Dawid sê vir die Here hoe hy voel. Hy sê, Here, ek is bang en benoud, maar dan versterk hy homself van die Here om te sê, maar my vertroue is in U, Here, en daarom sal ek nie vrees nie. So ons kan ons hart voor die Here uitstort. Ons kan vir die Here sê hoe ons voel. En dan moet ons onsself van die Here versterk om te sê, as ek moeg is, moet ek dan sê, maar Here, U woord sê, U is my krag en U is my sterkte. As ek moedeloos is, dan sê ek, Here, U het gesê ek moet moed hou. U gaan my nie verlaat nie. Dawid versterk homself in die Here. Dawid soek die Here se aangesig. Hy sê, dag vir dag, Here, sal ek op U vertrou. En Dawid was ook 'n man wat trane uitgestort het. Hy sê in Psalm 56 vers 9, dan sê hy, U hou my trane in U kruik. Die manne sê altyd, hulle moenie huil nie. Dawid was 'n man na God se hart en hy het gehuil. So Dawid is opreg voor die Here. Hy stort sy hart voor die Here uit. Ons kan ons hart voor die Here uitstort. Dawid vertrou die Here. Hy het 'n geloof gehad in die Here. In Hebreërs 11, wat gaan oor die geloofshelde, is Dawid opgeteken as een van die geloofshelde. Dawid het die Here vertrou. Ons sien dit as skaapwagter, toe hy die beer en die leeu verslaan. Ons sien dit toe hy Goliat verslaan. En ons sien dit hoe hy die Here vertrou om met sy vyande te werk. Hy neem nie self verantwoordelikheid vir sy vyande nie. Wat sal ons doen? Nee, hy vertrou die Here volkome. Hy sê Psalm 27 vers 3, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Kan ons dit sê? Is ons vertroue so in die Here, dat al staan 'n oorlog teen ons op, nogtans sal ek die Here vertrou. Maak nie saak wat teen my kom nie, nogtans sal ek die Here vertrou. Amen. Dawid raadpleeg die Here. En mens sien dit in 2 Samuel 5, in 1 Samuel 23, hoe Dawid die Here raadpleeg. Here, moet ek teen die Filistyne optrek? En as die Here sê ja, dan doen hy. As die Here sê nee, dan doen hy nie. Hy ken die Here in alles wat hy doen. Ons is wel bekend met Spreuke 3 vers 5 en 6 wat sê, ken die Here in alles wat jy doen. In Psalm 37 vers 5 dan sê Dawid min of meer dieselfde. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en die Here sal dit uitvoer. Dawid het geweet, hy kan die Here raadpleeg, hy kan die Here ken in alles wat hy doen en dan sal sy paaie gelyk word. Hy sê in Psalm 16, Here, U leer my hoe om te lewe. Vra ons vir die Here, Here, leer my hoe om te lewe. Psalm 31 vers 5 dan sê Dawid, Here, my tye is in U hand. Sê ons vir die Here, alles is in U hand. Ons gee alles oor in U hand. En dan Dawid was getrou aan die Here gewees. Dawid het geluister na die Here se raad en gehoorsaam. Dawid het was getrou om die Here die eer te gee vir alles wat die Here vir hom doen. Dawid was getrou om die Here te loof en te prys en te aanbid. Dawid was getrou om uit te kyk vir ander. Dawid was getrou om die woord na te kom te sê, ek raak nie aan die Here se gesalfdes nie. Dawid was getrou en gehoorsaam. Beteken dit Dawid het nooit gesondig nie? Nee. So hoekom sal Dawid nog steeds 'n man na God se hart wees? As ons kyk, Dawid het ook gesondig. Hy was 'n mens net soos wat ons is. In 1 Johannes 1 vers 8 dan sê dit, as jy sê jy is sonder sonde, dan lieg jy. Hy is sommer so reguit. Johannes is sommer so reguit. In Romeine 3 vers 23 sê dit, almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So Dawid het ook gesondig. Ons weet Dawid het egbreek gepleeg. Dawid het moord gepleeg. Ons weet in 2 Samuel 24 dan gee Dawid 'n bevel uit om dat die volk getel moet word en dit het die Here glad nie behaag nie en die Here het vir Dawid 'n keuse gegee van wat se straf hy kan ontvang as gevolg van dat hy die volk getel het sonder die Here wat vir hom gesê het om dit te doen. Maar wat is die verskil met Dawid? Dawid het opreg berou gehad oor sy sonde.
En hy het sy sonde bely. Luister wat sê Psalm 38, vers 19. Hy sê, ja, my ongeregtigheid bely ek. Ek is bekommerd oor my sonde. Dawid sê, ek is bekommerd oor my sonde. Nou wil ek u vra, is u bekommerd oor u sonde? In u verhouding met die Here, is u bekommerd oor u sonde? Of is dit net 'n ding van, ag wat, dis maar net nog 'n leuen, of ag wat, die Here gaan my in elk geval vergewe? Is u bekommerd oor die sonde? Dawid, toe die profeet Nathan by Dawid omkom om vir hom te sê, maar eintlik, die Here het gesien wat hy gedoen het, hy het die egbreek gesien, hy het die moord gepleeg, ontken Dawid nie sy foute nie, hy erken dit. En in Psalm 51 is 'n psalm wat Dawid geskryf het, nadat hy egbreek gepleeg het en moord gepleeg het, en waar hy regtig opreg vir die Here vra vir vergifnis. En dan in Psalm 32, dan skryf Dawid, die opskrif van Psalm 32 is, welgeluksalig is die man wie se sonde vergewe is. Sien, want die Here het Dawid vergewe. Nathan sê ook vir Dawid, die Here het jou vergewe. So, Dawid weet wat dit is om te sondig, maar hy het 'n hart om sy sonde te bely. Hy het opregte berou. Hy is bekommerd oor sy sonde. Hy bely dit voor die Here en hy laat staan dit. In Psalm 139 vers 23, dan bid Dawid, hy sê, Here, ondersoek my hart en kyk of daar nie by my 'n weg is van smart nie. So Dawid wat eintlik vir die Here vra en hy sê, Here, kyk in my hart, kyk in my lewe, is daar nie dalk iets in my lewe wat ek doen, wat my op 'n verkeerde pad lei nie? Dawid het 'n verhouding met die Here gehad, wat die Here, wat God self behaag het. En die wonder is dat ons sien die gevolg van die verhouding wat Dawid met die Here gehad het in sy lewe. En soos ek in die begin gesê het, mens sien dit, hoe hy mense hanteer, hoe hy sy vyande hanteer. Mens sien dit in hoe al die guns wat die Here vir hom gee. Psalm 23 gaan skryf Dawid, die goedheid en net goedheid en guns volg my. As gevolg van Dawid se verhouding met die Here, volg net goedheid en guns vir Dawid. Daar's nog 'n skrif in Samuel waar die woord sê, dat Dawid het selfs guns in mense se oë gehad. Dawid beleef oorwinnings. In 2 Samuel 5 bevestig die Here vir Dawid se koningskap. 2 Samuel 2 gee die Here vir Dawid rigting. In 2 Samuel 3 vers 37 gaan staan dat die Here het Dawid se geregtigheid laat uitkom. Net soos wat hy sê in Psalm 37. Hy sê, my Here sal my geregtigheid laat uitkom. Verder, in 2 Samuel 5, dan sê die Here trek voor Dawid uit. Die Here maak Dawid suksesvol. Die Here vertel selfs vir Dawid van sy nageslag en wat met hulle gaan gebeur. Die Here sorg vir Dawid. Die Here stuur mense om vir Dawid 'n huis te bou. Die Here beskerm Dawid. Die Here werk met Dawid se vyande. Dit laat my dink aan Matteus 6 vers 33, waar die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en ek sal jou al die ander dinge byvoeg. Dawid het 'n verhouding met die Here gehad wat God behaag het. Behaag ons verhouding met die Here. Smag ons na die teenwoordigheid van die Here. Stort ons hart voor die Here uit. Ken ons hom in alles wat ons doen, raadpleeg ons hom in besluite. Vertrou ons die Here. Ken ons hom. Is ons gehoorsaam en getrou om hom te dien. En het ons berou oor ons sondes. Opregte berou. Nie net, Here, ek is jammer. Opregte berou. Is ek bekommerd oor my sondes. Die Here wil hê, ons moet 'n verhouding met hom hê. 'n Verhouding wat God behaag. Die Here begeer dat ons met hom 'n pad moet stap. Jy weet, ek sê altyd dat die Here is meer gewillig om met ons te praat as wat ons gewillig is om na hom te luister. Amen. Die Here is meer gewillig om met ons te praat as wat ons gewillig is om na hom te luister. Hy wil hê ons moet by kom stil sit by sy voete en kom luister na sy stem. En hy wil ook hê ons moet ons hart by hom uitstort. Ons is deur 'n jaar en Januarie is so om die draai. Maar kom ons maak tyd.
Baie mense het beoog om nuwejaarsvoornemings te maak, maar kom ons beoog en kom ons maak 'n voorneme om te sê 2026 wil ek 'n verhouding met die Here bou wat God behaag. 2026 wil ek by die voete van Jesus gaan sit. Ek wil hoor wat hy vir my wil sê. En ek wil my hart vir hom uitstort. En ek wil 'n lewe leef wat die Here behaag. Kom ons bid saam. En in hierdie oomblik wil ek hê jy moet jou oë sluit en jy moet opreg met die Here wees. Miskien is die mense vanoggend wat hulle saak met die Here moet regmaak. En ek gee jou die geleentheid om dit te doen. Stort jou hart in hierdie oomblik met die Here uit. As jy nie is waar jy moet wees met die Here nie, sê dit vir hom. En vra vir die Here om jou te help om te kom by die plek waar jy moet wees met hom. Elkeen van ons is op 'n verskillende plek in ons verhouding met die Here. Maar jy sal weet waar jy vandag is. En die Heilige Gees sal vir jou sê waar jy moet wees. So stort jou hart in hierdie oomblik uit voor die Here. En praat met hom. En maak met hom reg. Miskien is daar iemand. Dalk iemand wat luister op YouTube. Kyk. Wat dalk nog nooit gesê het, Here, ek wil U kies nie. En net daar waar jy is, kan jy voor die Here buig en sê, Here, ek is jammer, ek is bekommerd oor my sondes. Vergewe my. Vader, in die naam van Jesus, was my bitter as sneeu. Vader, ek aanvaar dat Jesus my gesterf het aan die kruis. Ek glo Jesus het gesterf vir al my sondes. En ek vra Jesus, ek neem U vandag aan as my verlosser. Kom U in my lewe en ek neem die beheer. Ek gee die beheer aan U oor. Here, ek wil U dien en ek wil U ken en ek wil die pad met U stap. Ek bid Vader dat U elkeen vol met die Heilige Gees, dat U Heilige Gees ons leidsman sal wees, om ons te lei op hierdie pad. Heilige Gees, leer ons hoe om te lewe en hoe om in hierdie verhouding te staan met U, o Here, U die almagtige God. 'n verhouding wat U behaag. Ons eer U, Vader, in Jesus naam. Amen. Kan ons daai lied sing, Here, U het ek lief? Kom aan. Here, U het ek lief, en ek buig my hele wese voor U neer, voor U my Heer, hoor die lied van my hart, sien my hande lang hierop opgehef, terwyl ek U wil vereer.
te loof en te prys en U te aanbid. En Here, uit ons harte uit sê ons vanoggend, Here, ons is lief vir U. Net soos Dawid, Here, wie sê, ek is die lief, Here. Here, ons het U lief. En ons dankie dat U ons lief het. Dankie vir die groot genade in ons lewens. Dankie dat U so getrou is. Dankie dat U altyd daar is. Dat U ons rots is. Dat U ons God is, ons Vader is, ons koning is, ons toevlug en skuilplek. Ons bring vir U die lof en die eer en die aanbidding. En ek bid, o Heilige Gees, dat U elke een sal bedien, ook in hierdie tyd, en ook wanneer ons vandag hier uitstap. Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees. En ek bid dat U elkeen ryklik sal seën. Dat U aangesig oor ons sal laat skyn. Dat U vrede deel sal wees van ons harte. En dat ons vol sal wees van Jesus. Vol van die Heilige Gees en vol van die vreugde, Here. Ek bid seën elkeen, salf elkeen, beskerm elkeen. En hou U oog oor ons, Here. Maak ons toe onder U beskermde hand. Maak ons toe onder die bloed van Jesus en onder die vlerke. Dat ons 'n lewe sal leef wat U behaag en 'n verhouding met U sal hê wat U behaag. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Kan net so 'n oombliekie sit vooraan. Môre julle. Ek wil net 'n boodskap bring wat die Here rukkie al op my hart lê en dit pas mooi aan wat pastoor Ansie vandag gepreek het. Is Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Net omdat jy dit nie kan sien dat daar 'n uitweg is nie, beteken nie daar is nie. Ons dien 'n God van wonders. Net soos Moses se ma die laaste wat sy gehad het en haar 'n mandjie geseël het en hom in die mandjie gesit het en laat gaan het en vertrou het. En daar word hy een van die grootste leiers in die Bybel vir die Here. En Dawid het geskryf in Psalm 23. Hy het nie geskryf die Here is die herder of die Here is my herder. Ag, 'n herder nie. Hy het gesê die Here is my herder. Amen. En ek sal my ontbreek nie. Ek hoop hierdie boodskap help vir iemand vandag. Dankie. Amen. Dankie Jolandi. Ja, amen. Die Here is ons herder. En ken hom in alles wat jy doen. Hy sal jou pad gelyk maak. Vertrou die Here met alles. Hy kan 'n weg maak waar dit lyk of daar nie 'n weg is nie. Amen. Amen. Gaan ons weer begin kerk hou. Amen. Daar al afkondiging is dat daar's 'n oujaarsaand die 1 middag hê en 'n geseënde week hê en weer dat die Here stap saam met u uit vandag. Amen. Here, U het ek lief en ek buig my hele wese voor U.